Goeiedag almal. Hierdie week was vir ons as gemeente 'n baie swaar week gewees. Ondruk se afsterwe is 'n swaar slag en ek dink ons gaan die impak daarvan eers oor die volgende klompie maande regtig besef. Nou ons bid die van Stadens, die seën van die Here toe, mag God julle regtig troos en julle deur hierdie tyd dra. Nou buiten ondruk is daar ook dan nou 'n handjievol lidmate wat ook met die virus spook op hierdie stadium nog. En selfs al het jy nie die virus onderlede nie, het jy waarskynlik familie wat siek is of wat reeds as gevolg van hierdie virus oorlede is. En ons dink ook aan ons gebede aan julle. Baie sterkte, baie vertroosting. Ons dra julle ook so aan die Here op. Maar die beproewings is dan ook nie beperk tot die virus nie. Ons het ook 'n klompie lidmate wat op ander maniere met hulle gesondheid of dan nou onder ander beproewings worstel. En ons dink ook aan julle. Mag die Here julle ook in hierdie tyd dra en naby wees. Sterkte. Nou kom ons begin, ons buig ons hoofde en dan raak ons stil in gebed. Hemelvader, ons staan vandag voor U met skok en seer en kommer. Here, ons weet nie mooi wat om met al hierdie dinge te maak nie. Maar Here, ons hoor in U woord dat U rondom ons is soos wat daar berge rondom Jerusalem is. En daarom vra ons dat U genade, U barmhartigheid en U vrede werklik ons deel sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons raak ook stil voor die Here deur saam te sing. Dit is onseker tye, maar daar is dinge waaroor ons seker kan wees, en kom ons hou dus nou daaraan vas. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. En ons moet vanmôre vra hoe ons op hierdie rotsvaste genade moet reageer. In Deuteronomium 6 kom sê vir ons, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
Nou, dit is wat die Here van ons vra, hoe ons op sy genade moet reageer. En hier herinner Moses ons daaraan dat daar net een manier is hoe ons vir God kan dankie sê, en dit is gehoorsaamheid. Ons moet hom lief hê, en hierdie liefde maak dat ons dan gewillig en gehoorsaam doen soos wat hy ons leer. Nou ek en jy weet dat ons hierdie week sonde gedoen het. Nou ons het nie gedoen wat reg is voor God nie. Nou kom ons probeer dis nie vir hom wegsteek nie. Kom ons gaan maak die saak met hom reg. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En kom ons buig ons harte voor God neer, en ons maak die saak met hom reg. Kom ons bid saam. Here God en Hemelvader, baie dankie dat ons voor U kan kom staan en dat ons 'n plek in hierdie vergadering het. Dankie dat U vir ons die tafel voorberei. Here, maar ons bely ook dat ons seer het en dat ons aan skok ly. En saam met Paulus kan ons ook sê dat die wêreld in barensnood is. Die fondamente van ons wêreld is geskit, o Here. Ons geliefdes word van ons al weggeneem en dit is seer. En daarom vra ons, wees ons swakkelinge asseblief genadig, troos ons asseblief, o Here, en hou ons in die holte van U hand. O Vader, waar ons nou na U woord gaan kyk, gee asseblief dat ons sal hoor wat U ons leer en dat ons dit in ons harte sal vasbind. Spreek, Here, U dienaars luister. Amen. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, deur die geskiedenis heen, kan 'n mens elke keer gaan kyk. As die kerk seer gekry het of swaar kry, dan is dit asof dit 'n spontane reaksie is dat ons na die boek Openbaring blaai. Ons kan dit nie help nie. En dit maak heeltemal sin, want Openbaring is geskrywe vir die kerke wat seer het. So kom ons volg hulle voorbeeld. Vanmôre lees ek vir ons uit Openbaring 21, ons gaan van vers 1 tot 7 lees, Openbaring 21, vers 1 tot 7. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en gemoeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op hierdie troon sit,
het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy sal oorwin, hy sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou dit is die woord van God. Nou van Genesis tot Openbaring beskryf die Bybel vir ons 'n kosmiese drama. Vroeg in die boek Genesis sien ons dat die gefalle sondaar mens self die gevolge van sy sonde moet dra, maar dat hy dit nie kan dra nie. En dan kom God in sy oneindigende genade en hy verander dit alles. Maar voordat hierdie drama begin, is daar eers 2 hoofstukke van vrede. In Genesis 1 en 2 sien ons dat alles rustig en volmaak is. Die mens is in sy heerlike woonplek en hy is omring met alles wat lieflik en loflik is. Alles is heerlik, pragtig, skoon. En dan later word hierdie groot drama dan daar in Openbaring 20 afgesluit. En dan volg Openbaring 21 en 22. Openbaring 21 en 22 gee dan vir ons 'n afsluiting en skets vir ons 'n prentjie wat ver beter is as dit wat ons daar in Genesis 1 en 2 kry. Nou hierdie 2 kort gedeeltes aan die begin en dan nou aan die einde van God se woord is amper soos 2 boekstutte wat 'n ensiklopedie van baie volumes tussenin staande hou. En jy kan jou lewe wy aan die bestudering van al hierdie ensiklopedieë, maar as jy nie rekening hou met die 2 boekstutte nie, met die begin en die einde nie, kan die betekenis van wat tussenin gebeur alles by jou verbygaan. Hierdie eerste 2 en die laaste 2 hoofstukke van God se woord plaas die res wat tussenin gebeur alles in perspektief. Die honderde hoofstukke tussenin maak sin as jy die begin en die einde in gedagte hou. Nou dit is baie interessant dat hierdie 2 dele amper 'n soort spieelbeeld van mekaar is. Die gedagtes wat ons in Genesis 1 en 2 raakloop, word weer aangespreek in Openbaring 21 en 22. Kom ons noem 'n paar voorbeelde. In Eden lees ons is daar geen sonde of dood of vervloeking nie. En dit is ook dan nou nie op die nuwe aarde wat vir ons weer gegee word nie. Maar ons moet raak sien dat die geskiedenis tussenin daardeur oorheers word. Genesis vertel vir ons hoe die paradys en hoe ons gemeenskap met God en al daardie dinge verlore geraak het. Openbaring skets aan die ander kant weer hoe hierdie dinge herstel word. En dit is alles te dank aan die oorwinning wat die Here Jesus Christus vir ons behaal het. Nog 'n vergelyking wat ons moet tref is dat in Eden vind ons die boom van die lewe. Dit is daar in Genesis 2 vers 9. En dit is nie dieselfde boom as die boom van kennis van goed en kwaad nie. Dit is 'n ander boom. En ons kry hierdie boom weer in Openbaring 22 vers 1 en 2. Daar is egter ook 'n groot verskil tussen hierdie 2 boekstutte. Openbaring 21 en 22 skets vir ons 'n baie heerliker toneel as Genesis 1 en 2. Eerstens in Genesis woon God in die hemel en hy besoek die mens op aarde. Maar op die nuwe aarde maak hy sy woonplek by die mens en is hy vir hulle 'n God en hulle is vir hom 'n seun. Tweedens, die mens is in Genesis nog onderworpe aan die proefgebod. In Genesis is dit vir die mens nog moontlik om te sondig. Maar in Openbaring het die mens in die volste sin van die woord gearriveer. God toets sy gehoorsaamheid in Openbaring nie meer nie. Die mens kan nie meer sondig nie en die boom van die lewe dra aan mekaar vrug en is voortdurend tot ons beskikking. En terloops, die boom van die lewe is 'n beeld van die Here Jesus Christus. Nou, hierdie 2 voorregte mag vir die onkundige miskien na nie soveel klink nie. Maar vir ons wat geen dieper verlange het as 'n intieme verhouding met die Here en absolute en finale oorwinning oor die sonde nie, vir ons speel Openbaring 21 en 22 'n wonderskone verlossingsmusiek. Dit bring ons dan nou by die punt van vanoggend se prediking. As ons na hierdie begin en die einde kyk en ons dan van daar af so vinnig dink aan al die sonde en die seer wat tussenin gebeur, sal ons agterkom dat daar 4 verlossingsbeginsels aan die werk is. Daar is 4 beginsels wat alles van begin tot einde dryf. En ons gaan vandag na hulle kyk. Nou die eerste beginsel is dat ons volkome herstel sal word met rente. Tot in ewigheid sal die sondeval nie die minste afbreek maak aan God se eer nie. Ons moet dit verstaan. Dis voor die hand liggend, maar dit word tog deur baie gelowiges vergeet. God sal op geen punt te wyte aan die sondeval enigsins iets inboet nie.
Hy sal nooit 'n tree teruggee nie. Niks is so deur die Satan beskadig, dat die Here dit nie meer kan gebruik, en dit nie kan heel maak, en dat hy dit moet weggooi nie. As iets so gebreek was, dat God dit nie meer kan heel maak nie, sou dit impliseer dat die duiwel sterker as God is, of dat die duiwel punte op die bord kon kry in sy groot wedstryd teen God. So iets sou God se eer aantas. So nee, God stel sy eer daarin om alles wat deur die sondeval beskadig is, tot in die fynste besonderhede te herstel. En trouwens, en daarop kan ons regtig staat maak, dit wat kom sal beter wees as dit wat was. Die laaste sal beter wees as die eerste. Ons opstandingsliggame byvoorbeeld sal wonderliker wees as die wat Adam en Eva destyds gehad het. En die nuwe aarde sal as ons woonplek dienooreenkomstig heerliker wees. So die eerste beginsel, God sal herstel met rente. Nou die tweede beginsel is dat God die hele mens red. Nou ons het reeds laasweek so vinnig daarna gaan kyk. Die punt is, die opwekking van die liggaam in die heerlikheid is net so belangrik soos die redding van die mens se siel. Trouwens, as of jou liggaam of jou siel in die proses verlore sou raak, sou jou verlossing in geheel 'n mislukking gewees het. En daarom moet ons twee Bybelse aksente baie mooi raak sien. Eerstens fokus die Bybelse verwagting oor die toekoms van die gelowige nie op die tussentoestand nie op hierdie tyd tussen jou sterwe en die Here Jesus se wederkoms nie, maar op die opstanding. Met ander woorde, die Bybel praat baie meer oor wat op die oordeelsdag en daarna gaan gebeur, as wat die Bybel praat oor wat nou aan die gebeur is, of wat nou gebeur met die wat reeds gesterf het. Aan die ander woorde, dit wat gaan kom, is belangriker, is dit wat nou aan die gebeur is. Die tweede Bybelse aksent is dat daar nie vreeslik op die onsterflikheid van die mens se siel of gees gefokus word nie, maar eerder op die ewige voortbestaan van die hele mens, wat baie uitdruklik die liggaam en die siel insluit. Die punt is maar dit, as die woord van God praat oor die verlossing van die gevalle mens, het dit baie sterk aksent spesifiek op die opstanding van die liggaam as die hoogtepunt van hierdie verlossing. Hoekom? Want die mens se verlossing sal eers afgehandel wees wanneer die liggaam verheerlik opstaan en die gees en die liggaam weer in volmaakte harmonie saamgevoeg is. So die oorspronklike skepping van die mens was eers klaar nadat God twee dinge gedoen het. Hy het die mens gevorm uit die stof van die aarde uit en hy het daarna die lewensasem in sy neus geblaas. En toe hierdie dinge so saamgevoeg is, eers toe het die mens 'n lewende wese geword. En dieselfde geld vir die verlossing. Eers wanneer liggaam en siel verlos is, sal ons verlos wees. Nou, te veel Christene het die heidense idee dat die liggaam bloot 'n huis of 'n dop is vir die siel. Hulle dink dat die siel eintlik beter af is as hy sonder die liggaam is. Nou, ons noem hierdie dwaling 'n Christo-platonisme. Dit is 'n vermenging van die Bybelse boodskap met die ou Griekse filosofie van Plato. Nou, dit is 'n dwaling wat vandag nog baie gevaarlik is, omdat Hindoes en Boeddhiste presies dieselfde as Plato glo as dit by spesifiek hierdie gedagte kom. En daarom is oosterse spiritualisme en ander nieuwheidsgemors vol van hierdie gedagtes. En dit kom baie keer die kerk binne. So nee, beide gees en liggaam is belangrik en beide gees en liggaam word verlos. En so nee, die dood is nie iets goeds nie. Die dood is 'n onnatuurlike indringer. Dit skeer uit mekaar wat God saamgevoeg het. Maar, en daarvoor kan ons die Here prys, die dood sal nie die laaste woord spreek nie. En ook nie die Satan nie. God verlos liggaam en siel, die hele mens. Die derde beginsel is dat die mens wat ewig lewe, 'n ewige woonplek nodig het. Nou, as ons vir ewig gaan lewe, gaan ons 'n ewige woonplek nodig hê waar ons kan bly en werk. Anthony Hoekema verduidelik dit baie mooi. Hy sê, die gelowige is bestem om ewig liggaamlik te lewe. As ewige wesens gaan ons nie tussen die wolkies of in die ruimte rondsweef nie. Ons het 'n nuwe aarde nodig, sodat ons hierdie aarde tot eer van God kan bewerk en bewaar. Die vierde beginsel wat ek graag vanmôre wil uitlig is dat daar 'n kontinuïteit is. Nou, met hierdie wonderlik vertroostende waarheid probeer ek die volgende sê. Ek probeer sê dat jy sal bly, jy sal jou identiteit tot in ewigheid behou. Jy sal altyd jy wees.
Soos wat ons mekaar nou kan ken, sal ons mekaar in die ewigheid ook kan ken. As Jesus ons 'n nuwe hart kom gee, verander hy nie skielik my taal of my kultuur nie. Christus se verlossing gaan deur verskillende fases, maar ek bly wie hy my gemaak het om te wees, want wie hy my gemaak het om te wees is in begin 'n genadegawe. Bruce Milne verduidelik dit, en hy verduidelik dit nogals goed. Hy sê ons moet hierdie Hindoe of boeddhistiese gedagte laat staan, dat ons in hierdie groot niksheid opgeneem word wanneer ons gered word en wanneer ons uiteindelik sterwe nie. Die gedagte is nie dat ons alles moet agterlaat wie ons is nie. Jou identiteit is 'n genadegawe van God af en hy sal ook dit tot eer van sy naam heilig maak en reinig van sonde. Ja, dit geld ook vir my liggaam. Die liggaam waarmee Jesus gesterf het, is ook die een waarmee hy opgestaan het. Dit is tog hoekom die graf na sy opstanding leeg was. Dis die liggaam waarmee hy ingegaan het, waarmee hy uitkom. Dis dieselfde liggaam wat gekruisig is en begrawe is, wat later verheerlik is en aan sy disippels verskyn het. Jesus se littekens wat hy vir Thomas gewys het, beklemtoon dit. En die punt is dat Jesus nog Jesus was na sy opstanding. En wat vir hom geld ook vir ons. Maar ons hoef egter nie bang te wees dat ons gebreke en ons probleme steeds gebreke en probleme in die ewigheid sal wees nie. Wanneer ons liggame verheerlik gaan word, gaan ons tydelike gebroke tentwonings deur 'n ewige huis wat God met sy hande gemaak het, vervang word. In Filippense 3 vers 21 skryf die apostel dan ook, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp het, sal hy ook ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Nou ook my graf gaan leeg wees, omdat hierdie liggaam gaan opstaan. En wanneer hierdie liggaam gaan opstaan, gaan die rede hoekom ek gesterf het ook nie meer daar wees nie. So in die Bybel lees ons van verandering, ons lees van nuutwording, ons lees van transformasie en verheerliking, maar nie van vernietiging en vervanging en van oorbegin nie. Daar is 'n kontinuïteit. Nou wel ek gaan wees, moet ons weet dat ons radikaal nuut gaan wees, na liggaam en siel. Die Here Jesus het steeds die littekens van sy wonde gedra, maar tog was sy liggaam anders as vroeër. Ons lees daarvan in Markus 16 vers 12 en dan ook Johannes 20 vers 26. Nou laasweek het ek begin deur van J.C. Ryle te vertel wat gereeld oor die ewigheid gedink het. En ons moet by hom leer, want dit is sinvol om gereeld oor hierdie realiteite te gaan dink. God gaan nie 'n tree teruggee nie. Hy sal alles wat verlore geraak het met rente terugkry. Hy gaan ons hele liggaam verlos, ons hele menswees verlos. Hy gaan vir ons 'n ewige woonplek gee en ek gaan nog steeds myself wees. Nou as die apostoliese geloofsbelijdenis afsluit met die woorde, ek glo in die opstanding van die vlees en die ewige lewe, dan word daar van 'n allesomvattende, ewige, heerlike hoop gepraat. Maak nie saak deur hoeveel seer jy in hierdie lewe gaan nie, moet asseblief nie hierdie hoop laat gaan nie. As gevolg van die Here Jesus is die dinge waaroor ons nou gepraat het, 'n werklikheid vir die gelowige. So die groot vraag is nou, is jy so met hom verenig dat jy waarlik hierdie dinge kan beleef? Kom ons bid saam. Here in Hemel Vader, dankie vir soveel genade. Dankie dat die duisternis voor U ryk moed soog en dat U vir ewigheid die lig sal bly. Dankie dat U ons volkome na liggaam en siel kom verlos. Dankie dat ons op pad is na 'n ewige woonplek toe en dat ons daar talente en die gawes waarmee ons gemaak is kan uitleef. Here, help ons om die oog op hierdie waarhede te hou en werklik daaraan vas te hou. Amen. Kom ons antwoord op hierdie groot gedagtes met die woorde van Gesang 391. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Geseënde Sondag vir u verder.